Hierdie is riglyne vir jou om te bid wanneer iemand ingaan vir 'n operasie of moet ingaan vir 'n hospitaalbesoek. Een van my baie goeie vriendinne het nou onlangs my vertel dat sy moet ingaan vir 'n groot vroulike operasie. En die aand toe sy my vertel het ek gelê en rondrol totdat ek gevoel het ek wil ernstig vir haar intree. En vir haar bid vir haar operasie. So gebruik hierdie as riglyne om te bid vir jou geliefdes. 1. Maak die deure toe of oop indien dit in u wil is. Ultimately vertrou ons op God vir 'n volkomme genesing voordat enige mediese personeel sal intree. So ons vertrou op God. Ons vra eerstens volgens 1 Tessalonisense 5 vers 23 vir God om die persoon volkome te genees. En volgens Jesaja is daar vir ons genesing gebring met sy wonde. So ons verklaar alreeds nog voordat die persoon ingaan vir die operasie vir volkome genesing. Hoe amazing sal dit wees as die persoon geopereer word en die dokter sien dat alles is sommer alreeds genees. Of dalk kan hulle voor die tyd gediagnoseer word en bevestig word dat alles is alreeds volkome genees. Ken jy die liedjie What Can Wash Away My Sins? Only the blood of Jesus. Bid sommer nou dat God die bloed van Jesus oor hierdie persoon sal laat uitstroom, sodat die persoon op gees, siel en liggaamlike vlak sommer volkome genesing kan kry. Wat as die persoon ingaan vir 'n toonoperasie, dan word die hoë bloeddruk ook sommer dadelik daar uitgesorteer, omdat ons nou so intens bid vir daardie persoon. 2. Vrede en rustigheid vir die pasiënt wat alle verstand te bowe gaan. Ek het al van soveel awesome getuienisse gehoor tydens hierdie episodes van 'n hospitaalbesoek of 'n siekebed, waar God vir die persoon hemel oomblikke gee. So bid nie net vir daardie vrede en rustigheid in hierdie oomblikke nie, maar ook sommer vir daardie hemelse oomblikke, sodat hierdie gaga-tyd nou omgedraai sal word in iets wonderliks, dat die persoon sal uitstap soos die bruid in Hooglied, dat hulle sommer verryk sal wees in alle opsigte, dat dit 'n vernuwingsproses sal wees, en dat hulle sommer 'n hele shopping mall sal hê vol getuienisse van wonderlike dinge wat gebeur het tydens daardie hospitaalbesoek. 3. Oploop tot die hospitaalbesoek. Net soos God die wagperiode vir Jakob makliker gemaak het terwyl hy vir Rachel gewerk het, bid ook dat God die proses en die opbouproses tot die hospitaalbesoek en die operasie vir die persoon sal aangenaam maak. Daar is soveel gedagtes wat in die persoon se kop rondmaal. Bid dat God dit ook rustiger sal maak. 4. Alle personeel betrokke. Bid ook vir elke persoon wat hierdie pasiënt gaan bedien. Dokters, verpleegpersoneel, selfs die persone wat die kos maak in die hospitaal. Bid vir hulle vir bonatuurlike wysheid, dat God ook elke gedagte sal gevangene neem en gehoorsaam maak aan God, sodat hulle jou geliefde op die beste manier ooit sal bedien. Bid ook dat elke interaksie wat jou geliefde het met hierdie personeel, dat dit absoluut geseën sal wees. Jy kan sommer cheeky wees en vra dat elkeen van hierdie persone ook jou geliefde se liefdesdenk 'n bietjie voller sal maak. Onthou, God het verskillende mense in die Bybel gebruik om sy kinders te help. Die Farao het vir Abraham ryk gemaak. So God kan enige persoon gebruik om ons te help. Dis wat dit beteken om koningskinders te wees. Bid ook dat die persoon sal goedheid en guns sal kry, dat alle medikasie sommer vinnig gegee sal word, sodat die persoon werklik soos 'n VIP sal voel tydens hierdie hospitaalbesoek. Bid dat elke persoon wat in aanraking kom met jou geliefde sal vervul wees met die Heilige Gees. 5. God help nie net nie, hy maak die proses ook aangenaam of lekker vir ons. God is volgens die Hooglied die appelboom onder die bome. So bid ek dat God nie net die proses, operasie of hospitaalbesoek voorspoedig sal maak nie, maar ook dat hy die hele proses sal lekker maak. Dat jou geliefde sommer 'n lekker vakansie, 'n hotelbesoek kry wat deur die medies betaal word. Dat hulle nie net fisiese gesondheid daardeur kry nie, maar ook sommer emosionele en geestelike gesondheid ook daardeur kry.
Weereens, God laat alles ten goeie uitwerk vir die wat hom liefhet. 6. Versterkte verhoudings. Wanneer die persoon nou so die liefde van die nasies die nodigste het, gee asseblief nou vir hulle oorvloed van liefde, sodat hulle sommer nou weer versterkte verhoudings sal hê gedurende hierdie prosedure. 7. Hesekaja se onmiddellike genesing. Bid vir 'n vinnige herstelproses, net soos Hesekaja se onmiddellike genesing, sodat die persoon soos 'n kind op 'n trampolien sommer vinnig sal terugbons en soos beloof is vir ons in Jesaja 40, dat die persoon ook sommer sal opvaar op nuwe vlakke met nuwe versterkte energie. 8. God se engele om die pad gelyk te maak. Jy kan ook bid dat God sy engele sal stuur om die pad vooruit gelyk te maak, om alle struikelblokke te verwyder. Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte gehou te word van toekomstige video's. Like asseblief die video en deel ook asseblief jou getuienis van hoe God jou al geseën het met gesondheid of deur gebed. So vergroot ons sy koninkryk.